Welkom terug by die Groot Ontbyt se kombuis. Hier is Suzanne Crozier. Hallo meisie, gaan mee aan? Hallo, goed so. Lekker, dankie. Ek moet vir jou sê die reuk in hierdie ateljee en ons nog niks eers gaar gemaak nie. Die reuk van 'n biltong-agtige inlê tipe van reukie. Ja. Mens, wat op dese aarde maak jy carpaccio? Maak jy wat? Wel, hierdie lyk amper soos carpaccio. Maar nee, ek maak dan die Aletta Marie se blades. Blades. Sy het dit blades genoem, maar ons noem dit velle. Of daar's ander name ook. Maar ja, dis basically dun stukkies vleis wat ons stukkies gaan. biltong. Ja, en ag, jy tannie Aletta, ek het my pa gebel. Ek is daai pa. Ek sê nie vir tannie Aletta se nommer. Nee, my kind, sy's 4 maande terug dood. Ag nee. Ja, my hart was so seer. En ek het nooit die resep, sy het nooit vir my neergeskryf nie, sy het my net geleer, maar ek het ook nie 'n foto van haar nie en Facebook het my nie gehelp nie. So nou, dis nou presies hoekom ons doen wat ons doen vandag. Staan nie Aletta se Is weer. ons moet nou, maar in elk geval baie lank storie kort, ek is besig om 'n stuk roast. Ek het nie 'n slagter nie, so ek weet nie, sy het gesê jy moet 'n stuk vleis, maar ek het sommer 'n roast gekoop. Ja. En dan vries jy hom dat hy wat 'n hart Semi-hard is, Ja, ja. maar hy moet so 'n bietjie ontdooi. Ja. En dan sny jy hom met een van hierdie contraptions. Ek hoop jy het, want kyk, Ek het sien as jy jy het dit nog nooit gebruik nie. nee, 'n ou antieke een wat aan een kant staan. hierdie een moes ek uit my garage uit gaan haal en baie mooi skoon maak gister. So ja, dan sny jy nou vir jou so dun as moontlik. Maskas. So dun as moontlik. Ja. Okay, so hierdie is nou goed vir ons demo. So hierdie het ek nou al gisteraand begin Ja. in 'n bak. So dis eintlik baie maklik. Gee my gou my vleisies. So hierdie is baie maklik. Jy pak 'n laag vleis. Ja. Okay. Gaan nou op my vinnigste probeer gaan. Dit hang natuurlik af, ek is seker jy kan hierdie met wildtok doen en dit is nou biltong, dis nou wintertyd. Ja. So jy pak 'n laagie, dan het jy 'n bietjie sout. En hier's nie, daar julle gaan sien dat as die resep, hier's nie eintlik hoeveel jy nie. Jy sprinkel net so 'n bietjie sout. Sprinkel jy weer 'n bietjie koriander, gekrusde koriander. Gekapte koriander, ja. Bietjie bruin suiker. Klein bietjie bruin suiker maak niemand dood nie. Nee. 'n klein bietjie braaisout, whatever jou gunsteling braaisout is. Ja. Hierdie pakkie het vir my lekker gelyk. Want jy vir my sê dis so basic soos dit. Dis nie Bietjie eers peper. my ou ervare spesiale biltong mengsel. Nee, dis net hierdie. So een Saterdag sê my pa vir my, hoorie kom, my pa het 'n stukkie vleis. Ja, kom ons gaan na Tannie Aletta toe. En toe gaan ons na haar toe en toe leer sy my hoe om hierdie te maak. Woestersousie. Woestersousie, bietjie wit asyn wat jy net so bietjie Natuurlijk. drup. Okay, dis nou ons eerste laagie. Is jy ernstig? Is dit genoeg? Nou kap ons weer. Ja, en ek dink eintlik as ek nou Tannie Aletta kan onthou, is hierdie eintlik te veel. Nou kap jy nog 'n laagie. En so hou jy aan En so hou jy aan. Ek dink daai dag wat ek by haar was, het ons seker, ek wil amper sê 5 kilos gemaak. Hierdie vleis wat ek hier het, is net so onder die 2 kilos. So jy Sorry, hoef nie 'n familiegeheime biltong resep krye besigheid hier in te gooi nie. Nee, dis Tannie Aletta, soos dis hierdie. Tannie Aletta se resep. Kyk, natuurlik kom sy van Bethel af en sy was met hom PJ getroud. En sy het 'n blommewinkel gehad. Sy was eintlik 'n bloemiste. Ja. Maar dan het sy altyd hierdie velle gemaak en verkoop. En ek is so dankbaar my pa het daai Saterdag my gesê, kom Sassa, ons gaan nou biltong maak. Hierdie lyk meer na ore as velle. So dan weer, bietjie sout. Bietjie koriander. Ek dink eintlik is te veel koriander. Bietjie bruin suiker. Bietjie braaisout. Bietjie Bietjie swart peper. So jy sal sien, dit hang natuurlik af hoeveel vleis jy het om te maak. Bietjie Worcestershire, Worcestershire. Worcestershire. Ja, so. En 'n asyntjie. En 'n asyntjie. Dis ook net 'n paar druppeltjies. Dis nou nie 'n hele Ja, bottel dis nou nie. nee. So dan los Kyk, jy gaan nou 'n bietjie lê en seker laat dit intrek nou. Ja. So hy gaan nou marineer. So wat ek dan doen is ek los hom omtrent soos wat hy nou is vir 'n uur. Natuurlik in die yskas, dit hang af hoe koud dit is. In Bethel is dit baie koud, so daar is nie nodig vir 'n yskas nie. En dan, so nou, okay, fast forward net gou 'n uur, dan vat jy jou vleisies, jy sien hy moet nou eers bietjie marineer en dan draai jy hom om. Die hele besigheid. Die hele besigheid. So jy moet nou nogal jou Sodat alles wat onder as bose, die Ja. eerste sal laaste wees. ja, Soos die boek sê. Ja. so. Daar sê. En Kyk dan hier daar. En dan kan jy dan natuurlik
droog. So my pa het sulke groot houtrakke gemaak met gaai chicken mesh op. Ja, hoenderdraad. Ek wat in die stad bly, het sommer daai in my oond bietjie gedroog. Ek weet nie of Regtig? mense, ek weet nie of mense vir my gaan kwaad wees nie, maar dis ook Waarskynlik, ja. So jy kan dit natuurlik net op soos afdroog rakkies jy weet laat droog word. Dit vat gewoonlik so 2 tot 3 dae. Dit is baie quick. Dis lank nie. Vinnig. Ja, en dan ja, As jy dit in jou oond sit, hoe lank het jy dit in die oond gesit dan? so ek het op 50 grade Celsius met die fan aan Ja. laat kook Oh. en laat droog. Laat droog word, ja. En ek het die oond so klein bietjie oop gehou dat die vog Okay. kan uitgaan. Ja. En dit was omtrent 3 ure. Okay. Toe is dit so hierdie wat jy hier sien, het ek in my oond gedroog. So dorpsmense kan nou ook vir hulle velle maak. Exactly wat ek is 'n dorpsmens Ja. met so 'n klein huisie. So ek het die plek vir groot Biltongmasjiene. biltongrakke wat jy nou moet Ja. laat. Maar obviously, jy weet, as jy 'n lekker garage het, ek het nie 'n lekker garage Dit nie. ruik so heerlik. En daar's dit julle Tannie Aletta se biltongvelle. Ek sal nou verder sien hierdie klomp klein stukkietjies. Ja, daai is proestukkies. ja. Soos wat jy droog die volgende paar dae. Ja, ek dink hierdie is Stapel jy. topside, maar jy weet mos as jy nie by 'n slagter koop nie, dan weet jy nie eintlik mos lekker wat se wat jy snik jy koop het nie. nie. Ja. Maar ek dink hierdie is topside wat ek gekoop het en ek is amper seker Tannie Aletta het ook gesê dat jy kan of topside gebruik of silverside gebruik, maar natuurlik wil ons wel ek wil nie vet hê nie, maar Jy sien, ek Maar jy dog ek is sien- die enigste een. ja, ek is nie so groot fan van vet nie. So maar natuurlik, ek bedoel hierdie stukkie het nou 'n lekker stukkie vet op, Heel maar vet, ja. Ja, maar ek bedoel hierdie wat ek nou hier gedoen het niks vet op nie. En ja, daar is hy nou vir julle. En dit Hy is breek hom so net. is dit so easy. En ja, ek wil hierdie resep loop ek nou al eintlik vir 'n baie lang ruk in my sak. En toe's ek soos dit is nou dit is nou tyd dat ek hom uithaal. So ja, ou dan Tannie liefste Aletta en haar op blommewinkel se naam was Flinkveria. Is dit nie cute nie? Dis cute. Hierdie Hoe skat nie proe? lekker nie, hoor. O, is dit glad nie lekker nie? Maar ek dink hierdie oond ding werk nie. Moet jy dit maar vat? Dis dan sê Suzanne Crozier met dorpsmense se ore. Dorpsmense se ore. Dankie. Dis 'n plesier. Sê baba vir die mense. Tot dan mense.